Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte van vandag is uit Johannes 21 vanaf vers 9. Kom ons lees saam. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle: "Bring van die vis wat julle nou net gevang het." Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle: "Kom eet." En nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra: "Wie is u nie?" Hulle het geweet dat dit die Here is. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: "Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier?" "Ja, Here," antwoord hy. "U weet dat ek u lief het." Hy sê toe vir hom: "Laat my lammers wei." Jesus vra hom weer 'n tweede keer: "Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief?" "Ja, Here," antwoord hy. "U weet dat ek u lief het." Hy sê toe vir hom: "Pas my skape op." Jesus vra hom die derde keer: "Simon, seun van Johannes, het jy my lief?" Petrus het bedroef geword omdat hy hom die derde keer gevra het: "Het jy my lief?" En hy antwoord hom: "Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het." Hy sê toe vir hom: "Laat my skape wei." Kom ons begin deur die vraag te vra: het jy al ooit so sleg gefaal dat jy gevoel het daar's geen pad terug nie? Petrus verloon Jesus 3 keer rondom 'n vuur, en toe hy terugkeer na sy ou lewe, 'n visvang, dit wat hy bekend was mee, terug na die boot. Hy dink dit wat oor hom gesê is, dit wat hy beleef het, dit wat hy gehoop het, is verby. Hy het al hierdie goed wat herhaaldelik by sy lewe dalk opkom. Hy dink hy's verby met sy roeping. Maar Jesus kom hom haal. Nie deur die verlede te vermy nie, maar deur hom terug te bring na dieselfde plek. 'n vuur. Jesus is nie bang vir jou pyn of skaamte nie. Hy vermy nie ons seer plekke nie. Hy ontmoet ons daar om ons te herstel. By dieselfde tipe vuur waar Petrus sy grootste mislukking beleef het, herstel Jesus hom. En ek wonder, waar is daardie vuur in jou eie lewe? Ek wonder, waar is die vuur in my lewe? Baie plekke wonder ek nie, ek weet waar is daai vuur. 'n plek van mislukking, plek van verlies of spyt. 'n plek wat jy vermy en nooit terug wil gaan nie. Is dit nie dat Jesus jou roep, nie om daardie plek te vermy nie, maar om hom daar te ontmoet, sodat hy jou daar kan genees? Jesus herskryf nie net Petrus se storie nie, hy herskryf ook joune, hy herskryf myne. Laat hom jou terugneem na daardie plek, nie om jou te beskuldig nie, maar om jou te genees. Een van die grootste teksverse van ons pad saam met die Here en sy verlossingswerk is die gedeelte in Johannes 3 vers 16. Dit is 'n bekende gedeelte in 'n gedeelte naby my hart. Hy sê God het ons so lief gehad dat hy sy seun gestuur het sodat elkeen wat hom vertrou of hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wat 'n belofte is daar nie in dit nie. Maar dan, vir my, is vers 17 die uitklop hou. Ek het nie gekom om hierdie wêreld te veroordeel nie, maar om hierdie wêreld te red. En vir my is hierdie, Jesus was van die begin af op 'n reddingsmissie. Van die begin af het hy 'n pad gekies van herstel, nuut te maak, heel te maak, te genees. En hierdie woorde van Johannes speel nou af in die lewe van Petrus. Ek het nie gekom om jou te veroordeel nie. Ek het gekom om jou te red. My plan was nog altyd om jou te herstel. Ek het juis gekom vir jou foute en mislukkings. Ek sal dit herstel. Kom jy saam? En ten spyte van die toestand waarin Petrus hom bevind, moontlik op 'n plek van skuld, skaam en seer, ken hy steeds die karakter van die een wat hom geroep het. Die een wat hy saam geleef het in sy emosionele toestand. Die Johannes vir hom sê, dis die Here wat daar staan. Los hy alles, spring in die water en maak dit hy by Jesus kom. Hierdie liefde wat hy in die 3 jaar by Jesus gekry het, ervaar het, die liefde wat hy vir hom het,
Laat hom uit die boot spring. Hierdie liefde dryf hom. Hierdie liefde sê wat sê ek het jou so lief dat ek vir jou gekom het. En ek wil nie jy moet verlore gaan nie. Ek wil jy moet gered word. En dan die vraag van Jesus aan hom. Het jy my lief? En dan die duidelike antwoord. U weet ek het u lief. Dalk sy manier om te sê ek is jammer. En ek wil weer probeer. Daar's baie skuld, skaam en seer in ons lewens. Ons stap ook maar die pad van gebrokenheid. Ons stel teleur en ons misluk. Maar ons is altyd hoop. Vergifnis is altyd daar. En die reddingsbootjie wat gedryf word deur liefde is op die kant. Wagtend vir elkeen van ons. Jy sit dalk nog steeds in hierdie bootjie. Maar Jesus staan op die kant en sê kom. Ek wag vir jou. Kom ons eet. Kom ons kuier. Kom ons restoreer hierdie liefdesverhouding wat dit nog altyd gemaak was om te wees. Ek het nie gekom om jou te veroordeel nie. Ek het gekom om jou te red. En vandag, waar ook al jy is, wat ook al jy doen, met wat ook al jy besig is, miskien leef jy in die verlede, miskien leef jy in dit wat gebeur het, miskien wonder jy oor die toekoms, en is angstig oor wat jy dink kan gebeur. Jesus sê, kom, wees saam met my. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om te weet, dat U herstel ons ten spyte van ons gebrokenheid, ons mislukkings, ons teleurstellings. As ek in Johannes se woorde dink, wat sê, U het ons so lief, dat U vir ons gegee het, sodat ons kan lewe saam met U, nie in veroordeling nie, maar in redding, en 'n lewe saam met U vir altyd. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen.